Welcome to the Drive Time Show with Chanel. It's a pleasure to have you on. And ja, ek hoop jy kan baie van ons jong mense inspireer met jou stories. So tell us, who is Ronaldo Lina? Who is Ronaldo Lina? Mm, Ronaldo Lina is a professional soccer player. yes, Comes man. from El River. He's currently staying in Joburg Mm-hmm. and who went to El River High, pursued a Bachelor's of Education through UWC. Recently got the qualification for sports science and done a sports psychology through UNISA. And I'm 27 years old. Okay. And raised and born in Elsis. Yes, sy vat die hele interview weg net met hy. Okay, so when else did you grow up? I was raised in the range. Ooh, sy kan my niks vertel van die range. It was from the Cape Flats of. Okay, so how was the range back then for you, like growing up? Back then, yeah, it's always gangsterism and Mm, but I feel like during my time, my childhood, like I always had a choice. yes. And I feel like I made the right decisions to get out. And but I Mm, always go back to visit and say don't be trapped in the community. The choice lay with you. So I made the right mm, decision to pursue whatever I wanted to. yeah. And you got it right, man. Like, even recently, like the stories that we hear, we only hear of gang-related stories. Like, Diana is dood, that one died. As it is the range, as it, then it's Epping Forest, and then it's Clark Estate. And many a times our youth are trapped into these type of stories or being targeted for that matter. And they feel like, hier is jou way uit vir my nie. But Mr. Lena, you took a bold decision and actually went to study education. Why did you go study education and not sports science for that matter? Want jy is mos baie lief vir sport. Yeah, okay. Firstly, dat ek sê ek glo nie aan die community kan jou trap hê omdat like Mm, die decision lê in jou wat jy wil hê, jy moet gaan vergelyken. As jou yeah. goal is in die lewe om iets te bekom, no matter what, daar is jy sal enigiets doen om uit te kom. Mm, So op skool ek was nie die beste nie, maar ek was okay, but ek het gehou van voor in die klas staan en explain as die onderwyser ja sê. mm, En eendag het een van die my wiskunde onderwyser my gesê like sy sal 'n goeie teacher maak en ek het net gegaan met yeah. die idee en ja, ek het sokker ook gespeel vir Ajax uit en ek het Mm, skool klaar gemaak en by UWC apply. Ek wou eintlik civil engineering gedoen het en ek was accept by Stellenbosch en my ma mm, het gesê nee, hulle wil ek moet weg van die huis af was ie. So ek het gekies vir UWC en ek het sokker gespeel en ek het education gestudeer en dit was baie swaar om die waar te sê ek het 'n dag in my lewe ten uit dit was swaar soos om yeah. 7 o'clock 'n taxi te vat by Alaha toe Mm, en in die klas te wees, different klasse tot 4:30 weer in 'n taxi straight training toe tot mm, 7:30 die klub se transport drop jou by die huis en dit mm, was net 6 dae, 5 dae week oor en oor dieselfde ding tot wanneer ek besluit het okay, ek moet my 'n kar koop en ja, yeah. daai is hoe het gekom dat ek education study. Uh, but ek dink like you need to you need to sacrifice certain things about yourself in order for you to make it. Want alles kom nie so maklik nie, né? So jy moet daarom Ja, weer kan insit, jy moet daarom kan cope met die swaar kry and all of that. And many a times also young, like our youth don't want they just want like everything on a silver platter. But life doesn't work like that. So jy moet kan insit, ja, want jy wat jy moet insit, jy moet gaan jy uitkry, né? so jy moet sacrifice die belangrikste jou tyd. Jy moet tyd sacrifice, jy moet sacrifice aan wie sy vriende wies, aan wie jy jou tyd spend dat jy af is. Mm, Alles daai. En 'n community is hy so jy kan easily in verkeerde vriendekring is en verkeerde rigting mm, gaan. Daar's baie keer wat ek verkeerde dinge gedoen, but mm. ek het decisie gemaak, "Ey, die is nie vir my nie." Laat ek Ja. myself regkry en uit dit kry en
tot vandag toe kan sy ook sien, okay, die is nie vir jou nie. Doen Ah, die. En ja, dat is was ook my decision om te sê, even om uit de range te trek was ook my decision, like in my familie my support en mm. daar is weer gekom het waar ek vandag is. Ja. Sê gou vir my like jou liefde vir sport, waar het dit begin? Like was dit net 'n hobby of het jy altyd geweet nou jy wil professional sokker speel? Nee, in die begin was net 'n hobby, soos ek het 'n klein broertjie ook nou. Niemand weet in die begin hulle gaan professional maak nie. Mm, Soos my familie is lief vir sokker en so ons is drie boys, ons het groot geraak sokker kyk, sokker speel van kleins af. En ek het gespeel tot sê die ouderdom van 13, 14 en mense het begin recognize om te sien, "Ey, die lady is actually goed." En ah, vir my gesê like, "Ey, jy moet serious wees in die en daai." En so ek het opportunity gekry om Ajax toe te gaan en ek het die opportunity gevat en daai maak het ek dit professional gemaak omdat ek was in 'n academy. En even as mm, ek in 'n academy gewees het, ek het nog steeds die besluit gemaak om te sê, nie almal maak dit uit die academy om 'n professional contract te sign nie. mm. So ja, ek dink wat ek na 17 jaar oud, 18 jaar oud toe sign ek my eerste contract professional en hy het so gekom dat ek 'n professional soccer player vandag is. Okay. Noem een sokker player wat jy nou opkyk. Internationally of locally? Maak nie saak hè. Internationally, ek okay sê ek is 'n Cristiano Ronaldo supporter. But the goalkeeper is Manuel Neuer. Okay. Stel jy sê like is sport like is it necessary for sport promotion in a local community? Like is sport 'n groot ding in Elsies? Dink jy is 'n groot ding nie. Ek dink like vir iemand van Elsies is randomly omdat die finansies is nie daar nie en Mm, die resources is daar nie. So ek voel as daar meer aandag aan sport is in Elsies community is, meer kinders sal weg van gangsterisme en dwelms mm, wegbly. As daar meer aandag geskenk word en wat daar is, hulle speel en so, but as dit hy serious soos mm, ander like communities wat ek ken van like sê ons skole in die Elsies community. Hy het nie die resources en die finansies om goeie coaches te kry nie mm. en te advertise sports events en alles daai nie. So hulle doen maar die beste wat hulle het, wat hulle Met kan. hulle kan. Ja. Want ek dink ook hoe meer daar 'n ophef gemaak word oor sport, hoe meer sal jong mense ook like attracted wees aan dit, want as jy nie baie ding sien nie, dan gaan jy nie worry met 'n ding nie, né? Nou at the end of the day we want our youth to be interested. Dis ook 'n ander ding van ons jeug, like many of them are just not interested in what there is available in the community. So that is goedes. But you can't say like, no, there's nothing for me in the community. If there's no opportunity. There is because your hobby can turn into your career, and so it becomes a lifestyle thing. So kan jy miskien iets sê daarop, like in terms of the interest in what we can do in order to build an interest in our To youth? build interest in sport in our youth, they have to start from a young age. Mm, Like, sy kan nie vir 'n kind van 15, 16 jaar oud nou wil laat leer om sokker te speel nie. Hy het al klaar ander hobbies geleer of hy het sy mind is al klaar in uh, gangsterisme om begin te mm, sit op die hoeke, hy het al klaar. So as jy begin van 9 jaar oud, 10 jaar oud 'n kind introduce in sport en elke dag in hulle vrye tyd sê na skool training gee en dit vir hulle like enjoyable maak, so sal dit in dit groei. mm, Verstaan wat ek sê? Like, yeah, so as dit 'n like ons 'n probleem is in die community is like in ons sien youth as hy 16, 17 is te laat. Hulle het al mm, klaar hulle mind, hulle het al klaar mind van hulle self like so ek wil as ons meer fokus op die jonger kinders like en dit begin like in ingroom tot 'n ouer ouderdom, it sal eventually become like iets vir hulle in the future. yeah. Because wat jy moet ook verstaan, like daai klong of daai meisie, obviously by die skool, hulle het baie invloede. So at the end of Hmm. the day, dan sit jy met daai influence en jy maak al klaar jou mind op. So die kans is dat jy nou 'n regte keuse gaan maak is ook maar minimal, maar ons wil dit nie oor hulle spreek nie because we are now seeing that okay.
the youth is gonna become the next statistic en daai is wat ons wil hê nie. Like hier op Inspired Us is radio ons wil net mense inspireer en die ding daar buite uitkry dat we can overcome, we can do something and hulle kan nog hulle mind change. So is nooit te laat. So in terms of your sport career and your academic career, is sport genoeg? Want ek sien jy het mos nou klaar die academic profile. Is sport genoeg? Mm, Hy is 'n goeie vraag. My opinie of my antwoord op baie is Of your sport skill is nie rather? genoeg nie. Mm. Like sport, ek voel like om op jou skill op sport te rely is nie genoeg vir 'n decent future nie, omdat ek Ja. is in die sport in sokker nou vir die afgelope 8 jaar, 7 jaar en ons loopbaanspan is net tot 35 jaar oud. Mm. As jy genoeg jaar maak, goed vir jou, maar ek voel sport is deesdae nie genoeg nie. Ek voel like sports met education is meer secure. Ja. Van in sport, jy weet daar's injuries, daar's risk wat jy kan vat. Jou Ja. been kan enige tyd breek en jy kan nie weer sokker speel nie of enigiets kan gebeur waar jou sports limited is en dan is daar altyd 'n education om terug te val op like om te Mm. sê ek kan gaan weet as ek 30 jaar oud is of so hy ek voel daar's baie examples wat mense ook in Jelsies wat sports probeer het op 'n certain ouderdom en hulle het dit nie gemaak nie en hulle het ook hulle lewe hulle het die skool gelos en hulle kan nie teruggaan nie, hulle is te Mm. oud en niks het bekom van hulle nie. So dat ek sal sê sport is nie genoeg nie. Okay, so daai is ook 'n rede hoekom jy gaan study het. So met almal Ja. daai academic credit, like wat gaan jy doen met jou lewe as sport nou op 'n halt kom vir jou professionally? Ek kan nie hy antwoord dit. Hy is nie up to my nie. Ek kan nie die future voorsien nie. Ek kan nie Mm. sien wat in die future gaan gebeur nie. Hy is God's willing like eendag as ek retire, hopefully ek maak genoeg geld deur Ja. retire as soon as possible. But of ek het die plan is as ek wil nog in like werk, ek wil in sport bly like ek education Mm. baie inligting van sport het so ek kan teruggee aan die next persoon wat soos my wil wees. Mm. So ek kan my knowledge share met hulle so hoekom Ja. ek studeer like om nou in sports en sports science en so ek kan verstaan hoe 'n next person dink en wat hulle moet kies om die next step te maak in hulle lewe. Okay. Sal jy sê like your journey so ver het alles net in plek geval. Want baie kere dan gebeur dinge en dan gee ons op of ons weet nie meer hoe om aan te gaan nie of waarmee om aan te gaan nie. Like het alles in plek geval vir jou. Nee. My journey kan 'n boek skryf uit alles Mhm. was een plek. Alles like as baie obstacles, daar was baie Mm. obstacles. Daar was tye wat ek opvolg gegee het Ja. en is net ek voel ek is resilient en ek like ek gee nie maklik op nie. Om 'n storie te vertel like ek was 2019. Ek het gestudeer en het begin te veel geraak het waar ek kan nie gemanage het nie. Like tyd was min by my kant soos ek het getravel, ek moet my eksamens skryf, ek moet nagat speel, ek moet weer ek het nie tyd vir mense van my familie nie. Ek sien nie Mm. my ma se birthdays, ek sien nie funerals nie tot vandag toe ek sien nie sulke goed regtig nie. En ek het 'n operasie gehad op my skouer. Ek was 9 maande sonder sokke like Mm. but het het vir my enige idee gegee waar om te sê, "Ey, dis the end of the road nie." Ek het net gesê, "Oké, okay, ek gaan hier uitkom en ek Mm. gaan sterker hier kom." Mm. So as begin alles begin met jou Ja. mindset, wat jy vir Mm. jouself wil hê. So as jy wil beter vir jouself hê, jy moenie werk insit. Niks Yes. gaan nie daar kom en dit gaan easy. Soos my lewe was nie easy nie. Like ek het hier baie goed gegaan. Soos ek het op 22 die Kaap gelos en ek het gemove na KwaZulu-Natal toe. Mm. Sonder geweet hoe om my huis skoon te maak, sonder geweet Mm. hoe om kos te maak vir myself. Ek het op my eie gaan bly. Ek het Ja. myself die goed geleer van ek wil dit geheer het in my lewe. Mm. So alles het nie net geval in plekkie. Ek moet Ja. gewerk het vir wat ek kry het vandag so. En Ja, enigiets in die lewe is niks sal op 'n silwerplaat is nie. Jy moet is werk vir dit. waar. Is waar, ja. Wat ek ook vir jou wil vra is like
In terms of mental health, nie net vir 'n soccer player nie, like vir 'n man. Like mans mense praat nie eintlik oor hul gevoelens nie, let alone the mental health or the mental capacity. Like hoe Hmm. belangrik is 'n healthy mental space om dit so te sê. Jo, in die industrie wat ek het is baie belangrik. Mental Mm, is key. Like om 'n example te maak, daar is baie setbacks in sokker waar jy in 'n team is en jy speel een game nie, en jy voel soos jy leave it, like die wêreld is teen aan jou bad. Ek voel om jou mental health controle, jy moet goedes doen wat jy van hou. okay. Kan jy noem? Soos Mm, soos like kry 'n hobby weg van, sê maar dis 'n sokker player. Kry 'n hobby wat jou nie gaan remind man sokker nie. Soos jy kan nie huis toe kom en nog aan sokker ding wat ek nou klaar sokker gespeel het, nog as ek kom in jou negative mindset van die coach hou nie van my nie, die hou nie van my nie. En as mm, gaat jou effek van jy gaan nooit op jou high performance level wie so wat sien. Kry 'n hobby soos gaan swem, gaan vir 'n run, loop buite, lees 'n boek, ja, doen of kyk 'n movie, 'n series, like doen goed wat jou like hy pause gee weg van jou actual job. Even in nie net in sokker nie, in 'n normal lewe, like sê in ja, corporate world, like iemand wat in 'n fabriek werk. ah, Dis 9 to 5 by die week. Jy hoor masjiene, jy hoor die baas complain, jy hoor die. Jy kan nie huis toe kom na jou kinders en nog van dieselfde ding nog complain. So môre gaan mm, jy na dieselfde werk toe en jy vat jou tyd, jou eie tyd mos jy om nog steeds van hy complain. Doen ah, iets weg van hy af. ja, Kry jou mind weg van dit en net regroup die next dag. Wat jy nie hy gaan ja, doen en jy gaan struggle. So is baie belangrik om te kyk na jou mental health is mental. baie belangrik. En so kos soos vir my wat ek Want dit doen kom op met die pressure oomblik. ook, né? Ja, but praise is a privilege in my world. That's what I believe. Mm, I ek believe hoor in jou. praise. Praise is a privilege. So in my industrie wat ek doen, so ek gaan train in die oggend, ek staan op 7 train na 9 to 12. Wanneer ek is by die huis, Mm, ek wil nie nog aan sokker praat of so nie. Ek sit hy weg een kant, ek gaan gym toe, swem mm, of ek lees 'n boek, ek kyk 'n series, ek maak kos en dan môre gaan dit nog 'n dag wat gebeur op die vel, ek los op die vel, sonder uit op die ah. vel. So daai is so ek het dan It's also about being disciplined, don't you think? very to be very disciplined, very Yeah, soos enjoy. en Jump. daai is soos 'n struggle in ons community. Mm, Discipline, dedication en hard work. Is die mense willing om dit te doen? Daai is 'n ah, vraag like. Is mm, hulle willing om te sacrifice en om dieselfde ding oor en oor te doen like en om te kry wat hulle wil hê? Is hulle willing om nie hy ANC te vat van jou vriend af nie of exactly. hy Yes. glasie wyn te vat of so nie van sy Yeah. weet sy môreoggend opstaan om te gaan werk. Uh, Discipline, jy moet alles hê. and also like taking critic, real criticism. Jy kan nie verwag Ja. dat jy nou 'n kwai performer sal wees wanneer jy yourself intoxicate met wat ook al substance en everything that is derogatory for your performance. So discipline is of utmost important for everybody to say so. In enige industrie is begin dissipline, harde werk, dedication, determine like daai is baie belangrik om dit te maak in Mm. vandag se wêreld. En as jy dit kan doen nie, they say the train is moving, they'll leave you behind. Ah, To stay in the station. That's hy is baie belangrik om vorentoe beweeg in die lewe is jy moet dissipline wees. mm. Set 'n goal uit vir jouself. Ja. Wees dissipline, doen wat ewe jy moet doen om uit te kom en jy sal dit Mm. maak. Daar gaan obstacles kom, wat is Yes. hang van jou af of jy gaan opgee. Ah, En is waar, soos ek sê ja. in 'n Suid-Afrikaanse community, there's gangsterism, ja, daar's poverty, as alles, but is begin by jou. As jy Mm. willing om 'n change te maak, kyk na jouself, doen wat jy moet doen, soos change like soos vir my in my industrie, ek moet reg eet, ek moet sorg dat ek fit is. Ek Mm. moet ek kan enige tyd met my vriende of ewen tot vandag se lewe. Ek is
baie tyd by die huis. Ek kan besluit ek kan daan toe gaan saam met my vriende, ek kan verkeerde Oh, dinge doen of so. mm, But gaan hy vir my help met my goals wat ek het vir die mm. It's future? about being focused, ja. Ja, as gaan my jou nie help nie. So jy sê is begin altyd by jouself. Kyk na jouself, hoe jy na ander mense kyk. Ah, Moenie dink aan wat die en wat hy nie. Alles begin by jou. ah. Meneer, toe kry jy mos nou die call-up vir national team. Toe was daai experience Mm. nou, toe wat jy nou die call-up gekry het. Maar eerstens verduidelik vir ons wat is 'n call-up? A call up is like okay, moet ek nou in 'n ander term sê om jou land te represent. Like Yes. in Suid-Afrika om vir Bafana te speel is die hoogste level wat jy kan kry in sokker. Like om Ah, vir jou land te like in the speel present. soos Mm, ja, daai is 'n call up like om te represent like in on the highest level like in to represent your country mm, basically. So call up vir my was 'n droom wat waar gekom het like soos elke kind wat sokker speel ah, wil eendag vir sy land speel. ah, So sy kyk net sy's haar klein kind, haar loop in die pad en sy sien mm. al die mense op die TV en so. Sy Daai was vat seker net terug baie like yo, excited, né? ek het eendag aan die gedroom aan gedink en hier dit is nou like in hoe dit gebeur, dat dink jy terug, oh, dis hierdie hoort, dis wat ek alles ingesit het Yes. om Jou uit te familie is kom. seker baie trots op jou. Like Ja, Elsie is trots op jou want ek moet ook kan sê, sy is nou nie die eerste ene uit Elsie's wat sokke op 'n professional level gemaak het nie. En which means that Elsie's produce actually goeie sportsmen daar buite. Want Baartman het nou ook 'n promotion gekry vir 'n local club wat ook maar baie popular is. En so ons wil daar die sport like promote en ons jong mense help om belang te stel en ook like die path follow in order to make it successful and um, actually to achieve what they want to achieve and soos ek gesê het jou skill is nie genoeg vir jou nie but you can elevate yourself in the industry and as well academically as dit nou iets separate is van wat sport is so wat kan jy sê vir so jong mense jy sien mos nou like elke area in Elsies River het basically daar is dieselfde tipe van movement en ja wat ek kan sê vir die jong mense is, moenie in die trap val wat in jou community ingaan nie. Sit vir jouself goals uit en doen alles in jou wil like om dit te bereik. mm, En ek sal jou encourage om skool toe te gaan en education baie serious te vat yes want dit sal op die ou ende deure oopmaak. Like mm. ons is klaar in community wat op 'n disadvantage is. So om nie educated te is, jy sit jouself in nog 'n disadvantage. Mm, So styg uit en wie's beter in wat al die voorbeelde wat voor jou is in jou community. mm. Vat daai voorbeelde as motivasie en like gaan vir whatever jy wil doen en nou Ja, gaan vir anything like daar is baie resources like jy moet net uitreik like mm. cry for help, kry help like vra mense vir help. Mense is daar, mense wil die beste van jou hê. Ja, jy moet die eerste stap neem want soos ons sê like baie van ons jong mense, hulle wil gesê wees like doen die of ek doen dit vir jou, maar dit werk nie so nie. You must take the first step and you must make that choice. Mastelina, it's been a pleasure talking to you. Ons het gekom by die einde Baie van ons interview en dankie dat jy 'n lig vir ons kan wees vir ons jong mense en dat jy altyd jouself elevate en ek dink dit is 'n baie belangrike ding vir die mens self om iets te bekom en nie net te droom nie maar werk te maak aan daai droom en dankie vir jou inspirerende woorde. Ons wens jou alles van die beste toe vir jou toekoms en gaan se speel vanaand want daar's 'n game soos wat ek dink. speel hè. Ek gaan kyk, ek gaan speel hè. Okay, Ek is okay. Nee, maar alles van die ek beste vir sal jou. net sê Okay. dankie dat julle my like vir die invite Inspire Elsie's Radio en ek wil Mm. net encourage like wat julle doen is actually iets goed vir die
vir die next person wat hier hoor, hy might Yes. vandag sy mind change op hoe hy lewe en gaan vir sy goals en vir sy drome en bereik dit. Ek hoop so. Yes. Dankie vir my idee. Baie dankie hoor. Lieflike dag verder. Nou, Bye. self vir julle. Bye bye.